Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Dinsdag die 11de Augustus 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, soos ons die asem inhaal en ons asem deel is van ons lewe, soos u Gees wat in ons woon, ons lewe. Here, gee dat ons u nie teleurstel nie. Amen. Dit mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, dan is ons by die laaste stukkie nou hierso in Jakobus, en dan kom sê Jakobus hierso in vers 13, opskrif hier is daar die gelowige gebed. Hy sê, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as julle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. Dan gaan hy aan die volgende enetjie, of net so die versie daarna sê, as die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee. Die aarde het sy oes gelewer. Vriende, baie interessant. Kom ons vat hom so versie vir versie. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Dis vir Jakobus kom sê vir ons, nader tot die Here. Nader tot die Here. Die Here wil hê dat ons moet bid. Vriende, dis nie altyd dat hy ons gebede verhoor nie. Dit is so, en dit weet ek en jy ook, né? En ons koppe is te plat daarvoor, vriende, om dit te verstaan. Maar die feit is wat Jakobus ook vir ons hier kom sê. Hy sê, hoor hierso, as jy siek is, bid. As dit swaar kry van jou is, bid. As jy opgeruimd is, sing lofliedere, né? Sing lofliedere. As iemand siek is, en dis vir my interessant ook wat hy sê, en ons moet dit nooit gering ag nie, vriende. Die ouderlinge van die gemeente, en ek dink dit hoef nie net ouderlinge te wees, ek kan dink ek enige iemand is, maar kom ons bly by die teks van wat hy hierso vir ons sê, né? Waar hy sê, as iemand siek is, laat die ouderlinge van die gemeente om gaan bid, om met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. Vriende, gebed het 'n kragtige uitwerking. God kan hy gebed gebruik. Ek en jy weet nie wanneer gebruik hy die gebed nie. Daarom moet ek en jy altyd bid. Soos iemand siek is en iemand vra vir jou om te bid, gaan vat iemand saam, vat 'n ouderling saam, vat 'n wie ook al vriende, vat 'n vriend van jou saam, 'n vriendin van jou saam. Gaan lê hom die hand op. Ek dink nie dit lê nou in die krag van die olie wanneer jy nou iemand salf of wanneer jy nou vir iemand liewe vriende dit doen nie. Maar dit is miskien vir daai een beteken dit baie wanneer jy hom salf. Want jy sê, man, ek salf jou maar in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, ek kom bid ek kom bid die genesing op hierdie persoon toe. Here, ek kom bid vir wat U hom genesing sal bring. Daai persoon gaan daai feit dat jy hom kom salf, daai feit dat jy kom sê, maar Here, dit is 'n baie spesiale persoon hierdie. Here, hy behoort aan U. Here, ek kom bid vir hom. Ek kom salf hom in die naam van die Vader en die Seun en die Gees. En ek kom vra vir die Here, maak haar asseblief gesond. Vriende, doen dit. Ek en jy moet bid vir genesing. Ek en jy moet bid dat die Here jou en daai moet gesond maak. Ek en jy kan staan op God se beloftes. Onthou, ek en jy kan hom nie gesond maak nie. Maar wanneer ek en jy bid, liewe vriende, moet ons ernstig wees wanneer ons vir iemand bid. Wanneer iemand siek is, maak nie saak of hy graad 4 kanker het nie, liewe vriende, maak nie saak nie. Ek en jy moet bid, ons moet vasglo dat God hierdie persoon onmiddellik kan gesond maak, dat hy hierdie persoon kan, ek en jy kan nie anders as om dit absoluut te glo nie. Maar dit bly in God se hand, né? Soos Jesus gesê het, Here, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie U wil geskied nie. Nie my wil geskied nie, U wil geskied. So ek en jy moet ons nooit daarvan weerhou om absoluut gelowig te bid vir iemand. As jy, liewe vriende, gaan salf hom met olie, gaan salf hom, by all means.
baie keer beteken dit geweldig baie vir daai persoon. In die salwing en daai is ek om te sê, maar dis my eiendom. Ek kom verklaar hierdie persoon ook as my eiendom, né? Gaan salf hom, vriende, en glo absoluut 100% dat God hierdie persoon kan genees. Die genesing self lê nie by jou en my nie. En dit is interessant, ek nog jonk in die bediening was dit altyd vir my, ek is so bang, ek bid, ek kom nie, raak die persoon nou nie gesond nie. Dis mos maar dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan dat ek en jy die instrument is op daai stadium, en God kan jou gebed net daar verhoor. Maar God kan ook besluit, ek gaan hom nie verhoor nie, né? Maar die feit bly wat Jakobus op ons hart kom, dat ek kom sê vir ons, hoor hierso, as jy swaar kry bid, as dit met jou goed gaan, sing lofliedere. As daar iemand wat siek is, sê vir die ouderlinge, hulle moet hulle hande op kom lê, en dan kom verseker hy ons wanneer hy kom sê, en as jy gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. Ek klem op die Here, né? Die Here gaan hom gesond maak. En die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Vriende, moenie ooit dit onderskat dat jou gebed het nie 'n uitwerking nie. Dit het 'n uitwerking. Dit het 'n geweldige uitwerking. Op daai persoon vir wie jy ook gaan bid het, op daai persoon se geloof, op die feit, vriende, ek weet nie hoekom dit werk nie. Here hoef nie so te werk nie, maar hy werk deur ons gebede. Hy werk deur die feit dat ek en jy glo. Hy werk deur die feit dat jy iemand in sy hande gaan plaas, né? Dis 'n amazing gedeelte van ons God. Hy het dit nie nodig nie. Hy het nie een van ons nodig. Hy het nie 'n predikant, 'n priester, 'n pastoor, 'n rabbi, enigiets nodig. Hy het niks nodig nie, maar tog, liewe vriende, gebruik hy mense, né? So as daar iemand is wat siek is, gaan salf hom, lê hom die hande op en bid vir hom. Dra hom aan die Here op. En die Here kan daai gebed van jou gebruik om daai persoon gesond te maak. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.